2017 begin met 'n vraag: wat is die verskil tussen gewig en massa? Nou, massa is dalk makliker. Massa verwys na die hoeveelheid materie en die hoeveelheid materie gaan konstant bly ongeag of jy jouself bevind op die aarde, op die maan, op Mars, op Jupiter, wat nie moontlik sal wees nie, maar die feit van die saak is, jou massa gaan konstant bly. Gewig aan die ander kant gaan wissel, want dit hang af van die gravitasiekrag wat op die voorwerp uitgeoefen word. En op aarde is daar 'n groter gravitasiekrag, so jy weeg meer op die aarde as wat jy byvoorbeeld op die maan weeg. Vervolgens moet ons die massa van planeet X bereken. Nou op jou formuleblad en uit jou kennis weet jy dat ons gravitasiekrag of ons gewig althans is massa maal met gravitasieversnelling. En kom ons sê ons het 'n voorwerp A met 'n massa ma, dan beteken dit Fg gaan gelyk wees aan ma maal met gravitasieversnelling. Net so weet ons dat gravitasiekrag is gelyk aan die universele swaartekragkonstante maal met m1 maal met m2 gedeel deur d kwadraat. So in die geval van voorwerp A, kan dit dan gelyk wees aan G ma maal met m2 wat die massa van die aarde is, hoofletter M, gedeel deur d kwadraat. So hierdie is vergelyking 1 en daardie is vergelyking 2. Ons kan daai vergelykings nou aan mekaar gelykstel. ma G is gelyk aan G ma m op d kwadraat. En nou kan daardie ma en daardie ma uitkanselleer en dit beteken dat G, jou gravitasieversnelling, is gelyk aan die universele gravitasiekonstante maal met die massa van die aarde of die massa van die planeet gedeel deur d kwadraat. En hierdie formule gaan ons nou kan gebruik om die massa van planeet X te bereken. 6,67 maal 10 tot die mag min 11 en dit word die universele swaartekragkonstante genoem, want is onafhanklik van watter planeet. Hierdie is van toepassing enige plek in die heelal. So nou kan ons G is gelyk aan die universele gravitasiekonstante maal met m wat die massa van die planeet is, gedeel deur d kwadraat. En wat is d kwadraat in hierdie geval? D kwadraat is die afstand vanaf die middelpunt van die planeet tot by die oppervlak waar hierdie voorwerp is, met ander woorde die radius van die planeet. So G weet ons vir planeet X is 2,7. Dit is gelyk aan die universeel, dis universeel, universe, 6,67 maal 10 tot die mag minus 11, maal met m, die massa van planeet X, gedeel deur, en nou is dit die radius van hierdie betrokke planeet, en hulle sê die radius is 1/3 van die radius van die aarde. Nou wat is die radius van die aarde? Is 6,38 maal 10 tot die mag 6, maar dit is slegs 1/3 daarvan op planeet X. En onthou om dit te kwadreer, want is d kwadraat. En dan kry jy die massa van hierdie planeet is 1,83 maal 10 tot die mag 23 kilogram. Bepaal die faktor waarmee die gewig van 'n voorwerp op planeet X van die gewig van dieselfde voorwerp op die aarde sal verskil. So jy weet, gravitasiekrag is gelyk aan die massa van 'n voorwerp maal met gravitasieversnelling. Met ander woorde, daardie gewig
is direk eweredig aan gravitasieversnelling. So ons moet basies net die gravitasieversnellings met mekaar vergelyk. Op aarde 9,8. Op planeet X 2,7 en dit gee vir ons 'n faktor van 3,63. Met ander woorde, op aarde gaan dit 3,63 keer meer wees as op planeet X, of op planeet X gaan dit 3,63 keer kleiner wees as op die aarde.